Geliefdes, soos wat julle weet, is ons tans in 'n preekreeks tydperk, maar ook in die kersseisoen tydperk van hierdie jaar. En vanoggend gaan ons met ons intree voor die Here, ook met 'n bekende Kersfeeslied, lied 553, vers 1, 2 en 3. Wie glo in Jesus Christus word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kindskap aan die wat glo in hom. Juis daarom juig ons harte opnuut die Kersfeestyd. Ons Heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. En daarom kan elkeen van ons ook ons afhanklikheid verklaar met die foto wanneer ons sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Geliefde gemeente, daarom genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan voort met ons lof van die Here deur saam te sing Psalm 118 vers 1. Daarna bely ons geloof openlik saam en dan sing ons ter bevestiging daarvan skrifrein 1-2. Daarom kan elkeen van ons bely dat ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy het op die 3de dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen.
daar's baie mense wat sê dat die gebouie is baie oudtyds goed. Dit is wat ons gedoen het 50 jaar gelede in Christus kerke. Christus het ons gekom, ons lewe nou die Nuwe Testament. Maar dis nie waar nie, want elkeen van ons moet nog steeds onsself oorwinnig voor die Here. En ons sien dit in die hart van Exodus 20 sowel as Deuteronomium 5. Waar ons sien die wette wat God ingestel het in sy volk, sodat hulle anders kan lewe as die wat onder die Here. Daarom verontmoedig onsself vanoggend vir Exodus 20 voor God. Kom in Exodus 20 vers 1 tot 17. Lees daar staan. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is dit die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustig geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sê jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook jou slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. In antwoord op die wet sing ons saam Psalm 130 vers 1 en vers 4. Hy dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. En dan vers 4 wat hierdie mooi belydenis sê, dan skyn 'n soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede. Heer, doen ook so aan my.
Here ons God, vanoggend is ons as geestelike familie weer hier by mekaar, om U te loof en te prys, om onsself voor U te verootmoedig, dat ons U woord kan aanhoor, en ook uit dankbaarheid ons lewe daarvolgens inrig. Here, ons lewe in hierdie valse vrede, dat dit nooit met ons sal gebeur wat met ons broers en susters in die geloof gebeur nie. Ons lewe in hierdie valse vrede dat ons nooit sal vervolg word vir ons geloof nie. Here, en as dit gebeur, bid ons dat U ons sal standvastig hou, stewig en sterk op ons rots, Christus Jesus. Here, en as dit nie gebeur nie, is ons dankbaar en ons is verheug daaroor. Maar die tekens van die einde is in sig. Ons sien hoe daar met standaarde gespeel word. Ons sien hoe die waarheid subjektief word tot die sekulêre wêreld. Ons sien dat almal doen wat goed en reg is in hulle eie oë. En dit klink vir ons soos iets wat uit die Ou Testament uitkom. En daarom bid ons dat U woorde ons sal lei, ons gedagtes sal rig, ons sal leer, sodat ons nooit van die waarheid sal afstand doen nie. Here, ons bid ook en ons vra dat U Gees, die Heilige Gees nou ook in ons harte kragtig werk, sodat daar waar vooropgestelde idees, daar waar dwaling, daar waar verkeerde gedagtes is, uit die weg geruim kan word, sodat ons 'n lewe het wat aanneemlik is ook vir U. Here, en ons kan dit alleenlik doen wanneer ons U woord hoor, dit uitleef, en tot U ons hele wese en elke sfeer van ons lewe na U toe draai. Daarom, Here, spreek volgens U wil tot U diensknegte. Want ons is ywerig om te hoor wat U vir ons wil leer. Ons bid ook dat die Heilige Gees hierdie lering, hierdie woorde sal gebruik, dat dit ywerig is om prakties in ons lewe voor te kom. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Geliefdes, soos laasweek gaan ons hierdie week ook kyk na 2 tekste. Die eerste een is in Genesis 12. Ons preekreeks se tema is Kersfees word reg deur die skrif verkondig. Dis nie 'n nuwe ding nie. Dis 'n ding wat al eeue oud is. En daarom blaai ons na die eerste boek in die skrif, Genesis 12 vers 1 tot 9. Ons fokusvers is vers 3. Daarna, as julle kan blaai dan na Jesaja toe, 9 vers 6 en 7. Ons fokusvers daar is vers 6. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land, weg van die mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, ek sal vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseënd wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sechem, sy aanbiddingsplek by die groot waarsêerboom.
In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het, met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgeslaan en algaande na die suideland toe verset. Ons tweede teks wat ons lees is Jesaja 9 vers 6 tot 7. Jesaja word gesien ook as een van die groot profete, nie omdat hy 'n bekende naam gehad het nie, maar ook oor die inhoud van die boek. So hy is nie veel beter as ander profete nie, dit is maar bloot net 'n manier om hulle te klassifiseer. Jesaja 9 vers 6 tot 7. Ons fokus verse 6 en 7, ons lees van vers 1 af. Die volk wat in die donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in die teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel, soos die dag by Midian verslaan is. Hy het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is, elke soldaatskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor die koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou die Here, die Almagtige, sorg. Ek lees dit vir ons fokusverse weer. Genesis 12, ek sal seën vir wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseënd wees. Jesaja, sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor die koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Ons tema van vanoggend, Kersfees is ook die vervulling en die herinnering van God se vervulde beloftes, ook aan Vader Abraham en ons. Geliefdes, soos wat ons weet, daar's nie een van ons wat nou kan sê ons weet nie, is dit die Kersseisoen. Oral sien ons al bome en liggies en ons sien helder goedjies en dit maak opgewonde, dit maak ons opgewonde. Maar selfs die kinders wat opgewonde is daaroor. Dis 'n tyd van die jaar waar ons met vriende en familie saam is en dit is 'n tyd waar daar meer vreugde is en blydskap as treur. Dit is 'n tyd waar ons ook nadink aan God se beloftes en dit wat hy vir ons beloof het in die skrif. En hoe dit uiteindelik vervul is deur Christus. Maar Kersfees is met alle respek gesê meer as net 'n verhaal oor 'n kind in 'n krib in 'n dorp. Dis oor meer as dit. Dis 'n belofte vir die hele mensdom. Van die begin van tyd af tot aan die einde van tyd. Die hele skrif getuig van die koms van Christus, selfs in die dele wat ons nie verwag nie. Hoe kan ons Kersfees uitbring by 'n teks soos Genesis 12?
waar die Here vir Abraham sê, trek uit jou land, trek weg van jou mense. Maar kom ons kyk saam. Terwyl ons Genesis 12 en Jesaja 9 gelees het, word ons herinner dat hierdie nie net 'n geskiedkundige feit is nie, maar dit is ook iets wat hoop gee vir ons lewe. Vreugde, blydskap. En daarom kyk ons na 3 elemente vandag. God se belofte aan Abraham, die profesie van Jesaja, sowel as Christus se vervulling daarvan. God se belofte aan Abraham is spreekwoordelik die saad van hoop, waaraan die volk en waaraan ek en jy ook vandag kan vashou steeds. Ja, Christus het reeds gekom, maar hy kom weer. En daarom kan ons ook aan hierdie hoop vashou. Nou in Genesis 12 vers 1 tot 3, die begin van hierdie teks, word ons bekendgestel aan Abraham. Dit is voordat hy nog Abraham was. Hy is op 'n baie gerieflike plek en hy is in die omgewing van Ur. En God verskyn aan hom en hy sê vir hom, gaan uit jou land, uit jou familiekring en uit jou vaderhuis na die land wat ek vir jou sal wys. Hierdie woorde is nie net 'n versoek nie, dit is ook 'n vereiste van gehoorsaamheid. Want wanneer ons 'n bietjie nou fyner kyk na die teks in besonder, sien ons dat die woorde wat hy hier gebruik, die Hebreëse woorde, se sematiek wat daar agter is, wys vir ons, God se bedoeling is, gaan vir jou eie beswil na die plek toe wat ek vir jou sal wys. Dis nie net 'n oppervlakkige, daar's ons elektrisiteit tekort, daar's 'n watertekort, daar's 'n krisis in die dorp, jy moet nou trek. Wanneer die Here hier praat, sê hy inderdaad, gaan vir jou eie beswil, daar waar ek vir jou sal wys. Hoe wonderlik is dit om te sien hoe God so sy kinders in ag neem. Dis 'n belofte wat gepaard gaan met 'n opdrag. Ja, hy moet nou trek, maar dit gaan rondom gehoorsaamheid. Hierdie belofte gaan dan verder en hy sê, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou naam groot maak, en jy moet tot 'n seën wees vir ander. Dit is nie net 'n seën vir die volk Israel nie, dis 'n seën vir die hele wêreld en die hele skepping, en vir almal daar ver en buite. Dit begin dalk met Abraham, maar dit strek uit tot aan die uithoeke van die wêreld. So daarom kan ons ook weet, hierdie belofte was nie net vir Abraham en Israel en God se kinders in die ou nabye ooste nie, maar is ook vir my en vir jou vandag. Die hoogtepunt van hierdie belofte kom dan uit in vers 3 waar die Here sê, ek sal jou 'n groot nasie maak. In jou sal al die geslagte van die aarde geseënd wees. Met hierdie woorde kan ons dadelik sien hoe God lank voor die tyd beplan het om deur hierdie verbond met Abraham, die hele wêreld uiteindelik te red. Want Christus is ook 'n nakomeling van Abraham, uit die stam van Dawid. Wanneer ons hierdie teks lees, herinner dit ons ook aan hierdie tyd van die jaar, waar ons sien, Kersfees is nie net 'n vinnige ding, o God, kom ons stuur iemand na die wêreld toe. Dis 'n deurdagte plan, iets wat al lank terug, eeue van tevore, saamgestel is. Spreekwoordelik uitgedink is. Want God weet alles, hy sal wys, alwetend, alomteenwoordig, tot aan die einde van tyd. Hy het gesê dat Abraham moet 'n seën wees vir ander. Ons sien dit reg in die Ou Testament, hoe die volk 'n seën is tot ander. En 'n baie besonder, 'n mooi beeld van 'n klein dogtertjie wat weggevoer is in ballingskap, wat vir Naaman heen wys na Christus, na God, na die Heilige Gees wat ook in hom werk. En uiteindelik maak Naaman hierdie wonderlike belydenis en sê, daar's geen ander God behalwe die Here nie. En so ontvang hy ook die seën van die Here.
Dis die hele punt ook van ons as gelowiges. Ons kom nie net om gedien te word nie. Ons kom ergens in 'n gemeenskap om te dien. Hoe lyk dit prakties? Ek help iemand, ek ondersteun iemand, ek maak 'n koffietjie. Ek maak seker daar is meelewing, gesels met mekaar. O, ek sien jy kort dit. Kom ek help jou om so en so te doen. Ek sien daar's 'n plant wat 'n bietjie te min water in jou huis het. Kan ek gou vir jou 'n bietjie bring? Hoe ook al dit sy. Ons het gekom, ons is in hierdie wêreld om diensbaar te wees. 'n Seën te wees vir ander. Nie om net geseën te word by onsself nie. Want dit is nie hoekom Christus gekom het nie. Hy sê ook en hy wys dit. Ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. En Kersfees herinner ons aan al hierdie oomblikke, want Jesus word ook genoem die seun van Abraham, Matteus 1 vers 1. En hy's gebore in 'n klein dorpie genaamd Bethlehem, ons almal ken die verhaal. 'n Nederige begin, klein, amper onopvallend. Daar was nie onder trompetgeskaal en groot uittogte en groot aankondigings en dis al op 'n radiostasie gewees nie. Nederig en klein, amper onopvallend. En die engel sê uiteindelik ook vir Maria in die Nuwe Testament, Lukas 1 vers 32 tot 33, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. So uit hierdie nageslag van Abraham kom uiteindelik Dawid en kom uiteindelik Christus. En so is Abraham se naam oor die hele wêreld bekend. Maar dit gaan nie oor hom nie. Dit gaan oor Christus. 'n Belofte wat gemaak is met Abraham, vervul is deur Christus en my en jou insluit. Liefdes, hoe opgewonde moet ons nie daaroor wees nie. Ons word ingesluit hierby. Gaan ons net sê ja, dis mooi so? Of gaan ons daadwerklik ook so begin lewe? In Genesis sien ons Abraham se gehoorsaamheid. Abraham vra nie vrae soos waarheen of hoe lank of hoe gaan ek daar werk kry of waar gaan ek inkomste kry, hoe gaan ek my gesin voorsien nie. Abraham doen wat die Here vir hom sê. In gehoorsaamheid gaan hy dadelik. Hy vat almal saam en hy trek. Dit gaan nie net oor hoe hy voel nie. Wat ek kan mismoedig voel. Hoe gaan ek dit nou doen? Hier is nou jare en jare se goeders wat ek opgebou het, slawe, slavinne, beeste en donkies, noem dit alles. Nou moet ek hulle alles vat en trek. Basies die hele dorp wat hervestig word. Hoe moet ons dit doen? Dit gaan oor vertroue en gehoorsaamheid. Ongeag hoe Abraham gevoel het. Want geliefdes, dit is ook ons geloof. Dit gaan nie oor hoe ons voel nie. Dit gaan oor God. Dit gaan oor gehoorsaamheid tot God. Dit gaan oor vertroue tot God. En ons word ook herinner in hierdie tyd daarvan. Ja, natuurlik kan ons nie ons emosies wegvat daarvan nie, maar ons moenie deur ons emosies gelei word nie. Ons het gelei word deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het. So ons sien, dit is nou alles rondom Genesis. En baie jare later kom daar 'n profeet, en wat is die punt van 'n profeet? 'n Profeet maak die wil van God bekend aan God se mense. En Jesaja kom en hy profeteer en hy sê, want vir ons is 'n kind gebore, aan ons is 'n seun gegee, en die heerskappy is op sy skouers. Dis net Christus wat alleen heers. Hy is die koning. Hy is ons koning. Hy is ons verlosser. Maar wanneer hy sê 'n kind, praat hy nie net van enige algemene kind. Daar's 'n besonderse bedoeling met wat hy sê rondom kind. Dit is die Messias wat kom. Ons sal ook sien in ons vertalings word dit met 'n hoofletter geskryf.
Dit is die Messias, die kind wat aan ons gegee is. En hy het 'n spesifieke doel, sodat hy ook vir ons kan kom wys. Hy is die wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Dit wys ook op die uniekheid van wie Christus is. Hy is nie net 'n gewone mens nie. Geliefdes, hoe wonderlik is dit om te besef dat Christus is volkome mens en volkome God, en hy het kom wandel onder ons, saam met ons, Immanuel. En daarom kan ons ook uitroep en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Want hierdie profesie van Jesaja het tot vervulling gekom. En dit sluit ons in. In Jesaja 9 vers 6 hoor ons die boodskap van hoop wat direk verband het met die belofte wat gemaak is met Abraham. Hierdie woorde bied 'n kombinasie van hoop en troos en regte opwinding dat iets beters kom. Iemand beters kom. 'n Kind is vir ons gebore. En wanneer Jesaja praat en hy sê 'n wonderbare raadsman, hierdie titel verwys na Christus se volmaaktheid, se wysheid en leiding wat hy ook in hierdie wêreld gee. Hy is nie soos 'n aardse koning wat val. Hy is die volmaakte koning, leier, ons God. Sterke God. Wanneer hy dit gebruik, verwys hy nie net na 'n slim leier nie, maar hy verwys na die alwetende, almagtige. As ons die oorspronklike woorde direk wil vertaal, sal ons woorde sien soos God is die held. Dit klink nou 'n bietjie vreemd in ons Afrikaans vandag, maar dit dui op God is die oorwinnaar van alles. Ewige Vader. Wanneer Jesaja verwys na ewige Vader, wil hy nie 'n verwarring kom skep oor die drie enige God en sê, maar Christus is die Vader nie. Wat hy hiermee bedoel is, hy sinspeel op die drie eenheid, op die natuur van Christus wat volledige mens is en volledig God is. Hulle kan onderskei word, maar hulle kan nie geskei word nie. Vredevors, in hierdie wêreld waar konflik is, gebrokenheid, kom Christus en hy herstel. Tussen ons en God, tussen ons en ons broers en susters, tussen familie en vriende. Daar waar 'n gebroke familieverhouding is, kinders wat nie met ouers praat nie, ouers wat nie met kinders praat nie, broers en susters wat nie met mekaar praat nie. Het Christus gekom en hy het dit herstel, sodat ons die eerste stap ook kan gee, ook in hierdie Kersseisoen, om vas te hou in hierdie hoop en vertroue, wat hy ook bied. Ons vredevors. Maar Jesaja gaan verder en hy sê, hy sal heers oor die koninkryk met reg en geregtigheid. En dit dui op die perfekte, volmaakte, geheel en al koning, soewereine koning, wat oor sy koninkryk regeer. Vir ons bied dit ook 'n belofte van hoop. En dit is wat ons ook moet verkondig in hierdie Kersseisoen. Ons moet dit ywerig deurvat deur ons gesprekke. Met mekaar gesels daaroor, in herinnering roep. Want ons kan praat oor Christus, die vervulling van die hoop en ons toekoms in hom. Met die geboorte van Christus vervul hy daardie belofte, hy vervul daardie profesie wat gemaak is, en hy betrek my en jou by die volk van God. Hy vergewe ons sondes, hy bring vrede tussen ons en God, want soos Paulus sê, ons is vyande van God. En so roep Kersfees ons ook op, om daadwerklik in hierdie hoop te lewe, hierdie vertroue te lewe, dat is nie net 'n storie van lank gelede nie. Dis deel van wie ons is wanneer ons sê ons is 'n Christen, glo in God. En daarom moet ons ook uiteindelik reageer op hierdie hoop. Ons moet reageer op die boodskap
dat 'n belofte vervul is, 'n profesie vervul is. Ons sien in die teks van Lukas hoe die mense reageer. Herodes het op 'n manier reageer, die wyse manne het reageer, die herders het reageer. Hoe gaan ek en jy reageer om te weet dat ons ingesluit is op 'n belofte wat vervul is, eeue lank terug? Is dit maar net nog 'n Kersfees? Ons het vakansie, die skole sluit. Die kinders kan vir oupa en ouma gaan kuier. Ons is rustig by die huis. Of is ons regtig bly oor hierdie Kersseisoen? En 'n belofte wat vervul is vir my en jou. Geliefdes, daarom in hierdie Kerstyd besef dat dit is 'n vakansietyd, maar dit iets belangrikers is die koms van Christus in hierdie wêreld in. Ons as gelowiges moet ons lewe ook so inrig dat dit kan wys ons glo dat hierdie belofte vervul is. Ons moet besef dat hierdie verhaal van Genesis en Jesaja is nie net 'n Genesis en Jesaja teks nie, maar is ook 'n verhaal van ons lewe, van my en jou. Om verseker te wees van sy hoop, sy genade, sy liefde. En daarom, wanneer ons na die Kersboom kyk, wanneer ons na daai liggies kyk eerder na God. Daai lig wat hy uitstraal. En dra daardie ware Kerslig in hierdie wêreld in. Amen. In antwoord op die prediking sing ons saam Psalm 105 vers 4 en vers 5. O volk uit Abraham gebore, uit Jakob deur God uitverkies. O volk wat soveel guns geniet, verhoog die Heer in sang en lied. Elkeen van ons het nou gehoor dat ons is ingesluit by die profesie, by hierdie verbond wat gemaak is, 'n belofte wat gesluit is met Abraham. Daarom kan ons nou verhoog die Here in sang en lied. By die duisendste geslag. Bevestig dit oor en oor. Here, U bevestig dit ook jaarliks in hierdie tyd van die jaar wanneer ons besef Christus het gekom om daardie einste verbond te vervul. Here, mag ons nie opgevang word met al die winskopies, met al die pragtige liggies en met alles wat blink op 'n Kersboom nie.
Maar laat ons vasgevang word en net weer herinner word aan U, aan Christus. En wat presies hy kom doen het vir ons. 'n belofte is vervul, 'n profesie is gemaak. Ons is betrek. En dankbaar is ons, soveel so dat ons bid dat die Heilige Gees ook ons nou sal lei om ywerig ook dit te leef in ons daaglikse lewe. Dat ons ywerig is om verander te verkondig. Want ons is nou in die tyd van die jaar wat dit die meeste relevant is om evangelisasie te doen. Daarom bid ons dat wanneer iemand 'n gesprek oor 'n kersboom of 'n inkopieslys of enige van die aard het, dat ons net daar gelei word deur die Heilige Gees om die evangelie te verkondig tot aan die uithoeke van die wêreld. Lei ons, Here, dat ons dit doen. En daar waar ons in ons gemaksone is, herinner ons ook aan die opdrag wat U vir Abraham gegee het. Staan op, gaan. En Here, daar waar ons twyfel, ons eie vermoë, mag die Heilige Gees ons daadwerklik lei en dryf, dat ons onbeskaamd U woord sal verkondig, verdedig en bring in hierdie Kerstyd. Here, hierdie tyd is dit ook so lekker om saam met vriende en familie te wees. Maar maak ons net weer dankbaar en bewus van 'n jaar waar daar baie op en af was, groot veranderinge. Maak ons weer bewus dat ons harte net nog meer dankbaar kan wees vir redding, vir genesing, vir verhoudings wat herstel is. Want dis hoekom Christus ook gekom het. Here, en so bely ons ook vanoggend dat baie keer ons meegevoer word, maar ons bid dat dit nie weer sal gebeur nie. Daarom lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, daar is nou geleentheid vir die afdra van liefdegawes en kollekte. In die diens is dit vir die diens van barmhartigheid en by die deure is dit vir ekumeniese bande. So ekumeniteit, net dat julle weet, is sodat ons daai bande wat gebou is tussen ons en ander gelowiges wat saam met ons stem in die geloof, sodat ons dit ook kan versterk en daar waar uitreike nodig is ook kan doen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Skrifbringing 7:2, vers 1 en vers 2. Die begin en einde, Alfa en Omega, hoor dis ek wat kom. Hou my wet en woorde tot jy deur die poorte veilig binnekom. Buite bly die bose staan, sondaars wat voor God nie bewe. Maar jy, kind van God, deel van die belofte, jy ontvang die lewe.
Terwyl ons elkeen ook bid, kom tog gou oor Here, en ons weet ons in hierdie tyd steeds hier diensbaar moet wees, weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met julle wees. Amen.